van daardie ou prentjie. Weet jy, ek lees ander dag so op Facebook, so kommentaar. Hulle sê, ons sal 'n puzzle, dis 'n legkaart, ons sal hom nou gaan koop, en dan staan daar 1000 stukke, en ek gaan nou my geldjie betaal, maar ek gaan nie al 1000 stukke gaan, ek nie tel of waar 1000 is nie. Ek vertrou daardie geseelde boks uit 1000 stukke. Weet jy, net so werk dit in my en jou lewe. God is heeltyd besig om daai legkaartjie vir my en vir jou in mekaar te sit. En soos hy met mekaar sit, dan kyk jy elke slag terug en sê jy, wow, dit is mooi. Weet jy, net so werk dit met 'n preek. 'n Preek bou die hele tyd wat jy hom in jou gedagtes het. Is hy besig om so 'n legkaartjie vir legkaartjie op te bou en so binne in te val. Weet jy, in hierdie laaste druk was ek baie gekonfronteer met begrafnisse. Ek het 'n redelike 'n tempo moes handhaaf. Het was oom Sissel. Dit was Tannie Ruth. Dit was die een in Calitzdorp wat ek in die Kaap moes begrawe. En hierdie week was daar weer 'n begrafnis. Weet jy wat vang my toe op van begrafnis? Waar die laaste ene het my bietjie binne my siel so 'n bietjie geruk. Want hy het dieper met my gepraat. Ek weet, dit was van iemand wat te moeg is vir die lewe. Iemand wat gekom het en gesê, die lewe is nie meer fair nie. Iemand wat nie eens 'n paar skoene gehad het, die dag toe hy gesterf het nie. En weet jy, in hierdie begrafnisdiens, is dit soos daai blomme. Die mooiste goede kom uit. Die lekkerste eetkos kom uit. En binne my sit hierdie vraag, wat ons moet antwoord. Hierdie vraag, van leef ek en jy elke oomblik in dankbaarheid. Weet ons wil vandag praat van liefde, maar vir sommige van ons het my vrou furniture geword. Vir sommige van ons het my kinders en my kleinkinders, hulle het maar net nog iets geword in my lewe. Maar leef ek en jy vanmôre in dankbaarheid. Weet jy, ek en jy het vanmôre gesond opgestaan. Ons het 'n lekker diens gehad, jy kon jou hande opsteek. Jy kon vanmôre gesê het, my God, jy is goed vir my. Jy is wonderbaar vir my. Amen. En hier kom my vraag. Belê ek en jy nog in ons geliefdes? Of wag ons vir 'n tyd om uit te speel en dit is te laat? Ek gaan vir jou deur die diens, gaan ek vir jou 'n bietjie konfronteer met hierdie goed. Ek gaan by jou konfronteer en vir jou vra, besef jy dat tyd is jou beste geskenk? Besef jy dat nou is jou beste oomblik? Besef jy dat om 'n geliefde te hê aan jou sy is kosbaar? Daar's vanmôre sommers wat wens, ek kan my man of vrou vanmôre langs my op die sitplek hê, ek en jy het ons vanmôre dankie gesê. Is iets wat ek jou vanmôre 'n bietjie wil vra. Maar weet jy, daar kom 'n dag, so seker is wat ek en jy leef, wat ek hulle gaan verlaat, of een van hulle my gaan verlaat. En as daardie dag gebeur het, is jou tyd verby. Jy kan nie meer toevoeg nie, jy kan nie meer byvoeg nie. Dis verby, dis oor. En vanmôre is dit die beste tyd, om voor die woord van die Here weer te kom stil raak. Weet jy, ek het hierdie pilare wat ek vir jou, ek het die eerste 3 uit Gideon gehaal, en die laaste een het ek uit Hebreërs gehaal. Dis die absolute pilare, waarmee ek my lewe leef, en wat ek vir jou wil leer. As jy hierdie pilare het, is dit soos daai bergklimmer. Weet jy moet daai pennetjie inslaan, en jy moet hom diep inslaan, want dan kom 'n tyd wat jy gaan gly. Daar gaan kom 'n tyd wat jy in daardie tou moet gryp. En daardie pen is die enigste een wat jou gaan vashou. Ons het verlede week gepraat oor vrede, en dit was Johannes 8 vers 36. As jy die Seun jou dan vrygemaak het, is jy volkome vry. Dis die rooi, dis die bloed van Jesus. Maar ons loop nog so lekker met 'n nee. En wat is die vrug van ek is vry? Dis blydskap. Dis aanbidding. Dis om vir die Here te sê, hy is so wow. Weet jy dat die Here
is liefde en liefde in oormaat. En Johannes 4, vers 4 en vers 8 sê, God is liefde. Baie kansels kom, en hulle het hierdie ding, en hulle sê, God is liefde. Maar besef jy vanmôre wat is liefde? Weet jy, liefde se werkwoord is genade. En hy's extended grace vanmôre. Ek en jy staan vanmôre binne in daardie liefdeshart van God geëxtend, in oorvloed. Ek het eers tot 42 tot bekering gekom. En ek wil vir jou sê, die tyd is nooit te laat nie. Ek wil vanmôre vir jou ernstig kom en vir jou vra, ons gaan vanmôre praat oor hierdie eerste liefde. En is die blou kleed, is die koningskind kleed. Ons loop in hierdie wêreld, so deel van die wêreld. En ons is nie meer 'n koningskind nie. En ons moet dit so 'n bietjie regstel. Die volgende pilaar was jou geloof. Nou, ons gaan dit heel waarskynlik so binne in die Pinkster ingaan. Die Here se timing is beter as myne, is dit nie? Dan gaan ons 'n bietjie praat van geloof. En dis die geel, dis die Heilige Gees. En dan kom ons by daai volgende een, jou vrug, die groen. Wat is die vrug wat hulle in jou sien? En ek vertrou om daardie gedeelte, daai twee binne in die Pinkster tydperk te behandel. Ons wil so 'n Pinksterreeks doen. En dan wil ons verstaan wat die Here vir ons sê. Maar vandag wil ons net stilstaan by een konsep. Eerste liefde. Eerste liefde het 'n vrug. En dis nou daar op tannie. En weet jy, eers wil ek lag. En toe kom die waarheid van hom binne my. As jy die vrug van kindness het, maak nie saak hoe jy lyk nie. Jy gaan altyd iemand na jou toe trek. Kyk maar, die oumas is die meeste plooie, maar die kleinkinders is liewer vir ouma as vir 'n ma. Dis mos 'n feit. So daar's iets binne in 'n ouma en 'n oupa belê wat oupa en 'n ma nog moet leer. En dis dit wat die Here binne in ons gekweek het. Dis daai groei wat ons binne ons gekry het. Dis daardie kindness, daai vrug wat uit jou uitstraal. Die vrug van jou eerste liefde. Nou ja, ons gaan nou eers hierdie liefde probeer verstaan in terme van 'n mens. Weet jy, ek wil vir jou regtig sê, die moeilikste onderwerp om oor te praat is oor 'n attribute, 'n toevoeging tot God. Hoeveel te meer liefde, want God se hele wese is liefde. Weet jy, en jy mag nou dink ek weet iets, maar ek gaan vir jou sê, ek weet minder as niks. Ek is heeltemal aangewese op die Here. Ek kan vir jou sê wat die Bybel sê. Maar binne in jou hart moet hierdie God van liefde kom. En hy gaan hierdie liefde openbaar. En ek wil jou vat, waar toe jy die eerste keer met jou vroukie getrou het, weet jy, en Koos het ons so gekap al op die manne hand. En ek moes al belei het. Ek het vir my vrou al op 'n stadium gesê, luister spiere. Kyk nou hierdie ding van net jy my lief werkie by my nie. Ek het vir die kansel vir jou gesê, ek het jou lief. As my gesindheid verander, sal ek jou in kennis stel. Maar hierdie kort goed, dit werk nie by my nie. En man, het ek nou nie vir jou slaag gekry oor jou blommetjie wat ek nie bring nie. En die ou, ek het jou nie lief wat ek nie sê nie. En ons vat ons terug daar na ons eerste liefdesverbond. Hoor mooi, dis nie jou eerste liefde nie. Dit is jou eerste liefde wat jy gebring het na die verbond toe. Was 'n verskil. En ek het so 'n bietjie verwys na hierdie skrifgie. Prediker 4, en dan lees ons daar vers 12. Jy moet hom lees daar van vers 9 tot 12. En praat hy oor die huwelik. Vers 12 kom, en hy sê vir ons, weet jy, as jy met iemand getrou het, dan is julle een. En dan kom hy die volgende een, en hy wil so die wêreld aan waarsku. Hy sê, as iemand jou daai paartjie wil aanval, jy moet hare op jou tande hê. My vrou sit nou met die verniet spiere nie. Sy het lakkenaals. Jy is 'n moeilikheid, broer. Jy gaan tweede kom. Verstaan wat ek probeer sê? Daar is onmiddellik 'n geveg, want daar is 'n eenheid. En nou kom die skrif, en hy wil vir ons sommer van die begin af sê, wanneer ek in 'n liefdesverbond aangaan, maar reg vir die aanval is op pad. Hy sê, ons sal altyd kom en sê, die liefde is wonderlik. Maar die liefde se eerste aanslag is op pad, die oomblik toe jy in die verbond ingegaan het.
En dan kom hy, en hy sê, maar ons sal hom teestand bied. En dan kom die Here en hy gee vir ons soms so 'n bonus. En daai bonus het ons so oor gepraat, ek het hom verlede week opgehaal. Dis 'n soul tie. As hy met die Here sê, as jy my en jou huwelik sal inlaat, dan is ek sommer die een op die voorfront van die geveg. Laat ek vir julle die geveg veg. Want ek het reeds die oorwinning bereik. Al wat jy moet doen, is jy moet net seker maak ons bly in Jesus. Is dit nie? So nou, as ons nou ons volgende skyfie kyk, dan wil ek vir jou sê, 100% van die huwelike het daar gekom. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor hierdie een. 50% van hulle het nie daar uitgekom nie. Op vandag se statistiek. 50% van hulle eindig in 'n skeihof. En nie kom 'n groot waarheid. Die dag toe ek trou, sê ek nooit gaan hierdie liefde van my, hierdie liefde verander in daardie groot vyandskap soos in 'n skeihof nie. Weet jy van iemand wat voor die kansel gekom staan het en gesê het, 10 jaar en 5 jaar van nou af skei ons. Ek weet nie van so iemand nie. Wat het gebeur van daardie dag na hierdie groot val? Weet jy wat het gebeur? 'n klein jakkeltjies ingekom wat die wingerd verniel het. Dis daardie klein kreetjies wat so insluip, wat ons verder en verder weggevat het van hierdie liefde van ons. En toe ons onsself kry, toe sien ons, maar hierdie gaping is nou groot. En ons met hierdie gaping moet ons kan herstel. En nou kom die Here, en hy leer vir ons hierdie ding. Hy sê, weet jy, as daai ongeregtigheid konsep inkom, wat is ongeregtigheid? Die Engelsman sê, dis nie fair nie. Ken jy hom? Ek moet nou nie in my wil ek praat nie, maar ek het op baie standpunt van hierdie is nou nie fair nie. Moet ek nou die swart sak uitvat? Weet jy wat is eintlik die probleem? Is ek wil nie vrek nie. Weet jy, as jy na huwelik ingaan, as jy vir jou 50-50 hulle lieg dat hulle vrek hoor, dis 100 hoor. Jy gaan nie met 'n 50-50 konsep in nie, want 'n 50-50 konsep gaan daar eindig van dis nie fair nie. En weet jy, nou kom ons, en ek het ons nou ook al berading gedoen, kan jy glo? Ek moes waarlik berading doen. En dan kom hulle dan, as jy weet jy, ons het 'n argument. En dan sê die vrou is nie my skuld nie, die man sê dis ook nie sy skuld nie, maar die Bybel kom en hy sê vir die man, moet hy het 'n probleem, jy moet jou vrou lief hê. Sê Janine, lees hom daar. Manne, julle moet julle vroue lief hê. Manne, jy moet oor jou huis waak. Manne, jy is die koning. Jy moet die reëls stel, en as die reëls in orde is daar vrede. Manne, jy is die priester binne in die huis. As Christus daarin is, sal hy jou sedes bewaar. Manne, jy is die profeet in die huis. As iemand siek is, lê hom die hande op en bid vir hom. Maar ons het daai rol vergeet. En toe begin die klein treetjies. En die kleintjies kom verder. En weer kom iemand en sê vir jou, weet jy wat, die beraders, ek hoop julle vat notas, ne? Ek check julle dan die ander. Julle gaan hierdie goed slip. Nou kom ons sit daar en ons sê, weet jy wat, Kobus, my vrou slaap in die spaarkamer. Jou vrou in die spaarkamer? Ja, ek die beleid wat jy het. Dis my bed hierdie. As jy trek jy. My bed. Ons het mos sulke goeie beginsels. Nou kom ons en sy's in die spaarkamer. En sê, hierdie wil ek gaan nie uitwerk nie. En dan kom die Bybel in en sê, hierdie een is die naaste in jou. Jy moet maar jou naaste so lief hê soos jouself. So ver gaan my argument nou nog verder. Dan kom die volgende een. En hy sê, Here, Kobus, weet jy, ons is nie meer in vrede nie. Weet jy, ons skel mekaar. Ons beledig mekaar. Ons is regtig in 'n posisie van vyande. Weet hoe ek in die kombuis kom, toe gooi my vrou my met die eier en die pan, want ek het gesê, my eier sal nie sat af. So dis 'n probleem. En nou kom die kosbare woord van die Here, en hy vertel vir ons daar ding, hy sê, jy moet jou vyand lief hê. As jou vrou jou gooi met daai pan, as jy jou skel, as jy jou vervloek,
moet jy haar seën en jy moet vir haar bid. En weet jy, ek en jy besef, ek het hom baie met humor vir jou vandag gebring, maar ek en jy besef, ons maak nie daai merk nie. Want daai merk is my God. My Jesus staan aan die regterkant van my Pa vanmôre. Of ek nou in daai wêreld 'n vyand is, of ek hom nou beledig, of ek hom nou sleg sê, is besig om vir my te bid. Wanneer hy langs my intrek, en hy is besig met 'n braaivleis, en hy is besig met 'n skellery, dan sê die Here vir my seun, ek het jou vertrou met die evangelie. Wil jy nie vir hom begin bid nie? Wil jy nie vir hom begin intree nie? Wil jy nie vir hom begin nader bring aan die huis nie? Jy sien, ek en jy verstaan aan die einde van die dag van hierdie konsep, dat trou was maklik. Dit is seker die maklikste ding wat jy kan doen vandag, is om te trou. Maar om getrou te bly, dis die probleem. Wat jy sien, getrou bly, gaan vir jou kos. En nie almal is bereid om daar die prys te betaal nie. Dis hoekom ons huwelike is waar hy is vandag. En weet jy, nou wil ek om omdraai. En nou wil ons gaan na eerste liefde. Jy sien, ons verstaan klaar, dat die mens met sy konsep van liefde kan nie by die Here se konsep uitkom nie. Dit is nou 'n uitgemaakte saak. En nou kom ons en ons wil nou 'n bietjie verstaan, die dag as ek vergifnis kry, die dag wanneer ek hier die sondaarsgebedjie doen, as ek, Here, ek het hom reg gemerk, ek het U aangeneem, hy is my verlosser, hy is my zaligmaker, en dan gaan ek. Geliefde, weet jy, ek weet nie van 'n paartjie wat getrou het, en toe vlieg die man weg en hardloop en hy sê vir sy vroukie, ek sal vir jou so 'n pakkie stuur, daar saad in, dan sorg jy dat ek 2 kinders kry en ons is klaar. Is dit hoe huwelik werk? Is dit hoe dit werk met verlossing? Weet jy, die dag, as jy hier kom en jy sê, Jesus, ek neem jou aan, dis die maklike gedeelte. Maar die moeilike gedeelte is, jy moet in 'n liefdesverbond ingaan. Jy moet in 'n verhouding met Jesus ingaan. En dis waar die wêreld vir Jesus mis. Dis waar soveel kerke vir Jesus in hierdie oggend mis. Want ons kom by die sondaarsgebed, en ek het 'n boek en sê ek het soveel wat tot bekering gekom het. Ek het 'n boek en sê ek het soveel gedoop. My statistiek is goed. Maar daar buite is mense wat 'n cliché het wat sê, "Jou Satan roer my. Kyk hoe suffer ek. Ek is nie op die regte pad." Geliefde, is 'n leuen. Jou pastoor het jou nie geleer dat jy gaan in oorlog. Hy het jou nie geleer om te oorwin nie. Dis die eerste opsie, tweede opsie, jy het nie geluister nie. As jy daar buite loop in verhouding met die Here, dan loop jy as 'n oorwinnaar. Jy loop as die kind van die Allerhoogste. En dis wat ek en jy moet vandag begin besef. Maar die vraag is ons bereid om hierdie prys te betaal? Hoe begin ons hierdie prys betaal? Hoe kom ons in hierdie herstel in? En nou bring ek hom vir jou gou op. Ek het net versie 12 vir jou uitgehaal. En nou praat die Here. Hy praat so die eerste met sy kerk. En hy kom en hy sê vir die kerk, gee jy vir jou mense vanmôre kos? Praat jy vanmôre die waarheid? Weet ek nou die dag, hier by die nuwe lidmaatskap vir die groep gesê, ek is die naam pastoor, of die titel pastoor nie werk nie. Ek wil dit vir jou vandag eerlik sê. Van weet jy wat is ek spesiaal in die hemel? Ek het nie 'n spesiale seat nie, ek het nie 'n spesiale naam nie. Ek het 'n spesiale oordeel. Jakobus 3 vers 1. Wee jou, wat jouself as 'n leraar uitgee, ek oordeel jou met 'n ander maat. So ek wil vandag vir jou vertel van hierdie titel van kind van God. Daar's nie 'n mooier titel nie. Daar's nie 'n belangriker titel nie. En my werk is nie om Jesus vir jou te word nie. My werk is dood of jou te sê, daar's hy. Join hom. Hy het al die krag, hy het al die mag. As jy tot hom bid, kan hy jou probleme oplos. As jy aan hom in aanraking kom, kan hy stukke na harte heel maak. Maar ek kan nie. Jy sien, en dan kom die laaste versie, en
En hy sê vir ons, jy moet volhard tot die einde toe. En soos my vrou ouer word, raak jy geite meer. En soos wat jy dieper binne in die geloof kom, dan begin die Heilige Gees bietjie meer en meer met jou deel. Hoor vir my, die dag wanneer ek nie meer vir hom luister nie, is die dag wat my groei gestop het. Dit is belangrik, hoor wat ek vandag vir jou sê. Jou werk is om jou gesin na Jesus te bring. Daarom, kom ons wees gehoorsaam. Nou waar begin ons? Salomo skryf, hy sê, die vrees van God is die begin van wysheid. God kom en hy skryf vir ons in Deuteronomium, sê hy, roep hier die volk by mekaar, en laat hulle hier die woorde hoor. Jy moet leer om die Here jou God te vrees. Maar hy is nie al nie. Hy sê nog iets by, al die dae van jou lewe, wat jy op hierdie aarde woon, moet ek kan voldoen daaraan. En weet jy, 'n jong seun het my verlede Sondag kom vra, hier na diens. Hy sê, ek verstaan nie hierdie konsep nie. Ek sê vir hom, nee, maar dit is omdat die Afrikaans so eenvoudig is. Dis omdat die Afrikaans nie hom kan uitspreek nie. Hierdie vrees, sê Hebreëus, is artikel of is dit jorei. Dis die woord. Hierdie vrees begin by morele eerbiedigheid. Okay, kom ons verstaan nou. Hierdie God is liefde. En sy liefde hart gee hy vir my guns in genade. Dis die geskenk wat ek van hom kry. En wanneer ek dankbaar word, wanneer ek nader in hom begin beweeg, dan gee ek hom eerbied en respek. Jy sien, nou wil ek jou vertel van my huweliksberading. Wanneer 'n groepie voor my kom staan, en ek luister hulle so uit, dan vra ek vir hulle, kom gou vir my terug en sê vir my, wat is jou man vir jou goed in, en wat is jou vrou vir jou goed in? As hulle vir my daar aan die einde van die dag kan net verlede tyd skryf, dan sê ek, julle moet skei, want julle het respek vir mekaar verloor. Jy kan nie respek terugsit in die huwelik nie. En dis wat hierdie God vir ons vandag kom sê. Dis die kerk. Julle het respek vir my verloor. Julle het respek verloor vir wie hierdie God is. Jy sien veral in die Pinksterkerk. Ons het somme hierdie ding om van hierdie Vader te praat en sê, jy is jou, of die ou man skryf 'n bietjie furniture daar in die hemel. Jy het gehoor. Ons praat so, hoor vir my. En dan wanneer ons by genesing kom, dan wil ons nie skielik tot hierdie punt kom en sê, Here, jy moet kom genees. En wanneer ons by die gawes kom, sal ons besef, weet jy, net wanneer ek empatie het, net wanneer ek hierdie liefde binne my het, net wanneer hierdie oorvloed by my kom, en ek sien Marco kry swaar, dan sit ek my hande op hom en ek sê, Marco, ek ervaar in my gees, ek moet vandag vir jou bid. En daar kom die genesing. Hoor jy, ek moet vir my pa hoor, nie my pa vir my nie. Ek moet aan my gehoorsaam wees aan my pa, nie my pa vir my nie, hoor. En hier is 'n probleem waarin ons kerk vandag sit. Hier is 'n probleem waarin ons Christen vandag sit. Dan sê Here, help ons om hier uit te kom, help ons om hierdie klein treetjies terug te bou van respek. Here, help my. En dan wil ek vir jou verduidelik die woord liefde. Liefde het in Afrikaans, het hy ook net een naam, liefde. Maar die Griekse taal is direk taal. En die Griekse taal verduidelik vir ons, hoe werk daar die liefde? Die eerste een waarvan ek wil praat, is van die liefde met die Griekse naam van Pilautia. Pilautia, wat is dit? Is daar die ene van ek, jy wil nie vrek nie. Is daar die ene van, my vrou is my vloerlap. My vrou, jy moet dit en dit doen, ek is in charge hierso. En is in ons kerke, presies so. Ons dink die Heilige Gees is my vloerlap. Ek dink ek kan vir die Heilige Gees sê, Heilige Gees, weet jy wat, jy moet dit nou en nou doen. En ons dink,
ons is reg. Kan jy sien, waar begin ons? Is nie hierdie preek is nie vir jou vrou nie. Die preek is vir my en vir jou in persoon. En die vraag vermoere is, het jy jouself al verloon voor die lewende God? Het jy op die punt gekom, wat jy sê, God, Kobus is nie meer belangrik nie. Weet jy, toe ek begin preek, dat die Here my chunk man, en Kabos dan kraai, ek het 'n helse probleem daarmee. En dan sê ek vir die Here, asseblief, my volgende preek, ek wil nie weer chunk nie, en dan time die Here my tot die gehoor, die grootste is dat chunk het. En toe moet ek leer, Kobus, jy moet doodgaan. As jy vir die Here sê, Here, ek wil u diensknegt wees, ek wil vanmôre u woord kom bring, dan moet ek eers in myself sterf. As jy wil hê die Here met jou gebruik, moet ek heel die eerste in myself sterf. En weet jy, dit maak my huis nou maklik. As ek in myself sterf, is my vrou my gelyke. Is die vrou die een wat saam my sit. En daar's al 80% van my argumente alreeds uit die huis uit. Die volgende een is 'n liefde. Ons wil nie konsentreer op die A gedeelte nie, ons wil konsentreer op die B gedeelte, is eros. Is daai liefde wat sê, hierdie kat, sy's mooi. Is hierdie liefde wat jou binne prikkel na seksualiteit. Dis waarvan die woord erotika vandaan kom. Maar weet jy, daai woord het 'n B-gedeelte wat vir my kosbaar is. En daai B-gedeelte verstaan ek in God se woorde. Dit is om daardie dieper skoonheid van God raak te sien. Ek wil jou uitdaag, môreoggend as jy opstaan, loop na die eerste blommetjie toe wat jy sien. Gaan kyk hoe perfek is daai blommetjie. Ja, dis 'n onkruid. Daai klein onkruid, gaan kyk hoe perfek is hy. En dan sien jy hoe perfek is hierdie God wat ons aanbid. En wanneer hierdie perfektheid van God binne my begin inkom, en ek het in myself begin sterf, dan begin ek hierdie leer klim, en dan begin hierdie morele eerbied die binne my begin naderkom, en ek wil nie my pa seer maak nie. Ek wil nie by 'n punt kom wat ek moet kom en sê, pa, treur jy oor wat ek vandag doen nie. My lewe gaan om so te wees, dat my pa kan smile, elke oomblik, elke tree wat ek loop. Die volgende liefde is storge. Storge is 'n liefde vir die familie, dis 'n liefde vir die groep, dis 'n liefde wat jy gebind word met soul ties. Dis die liefde wat Satan gebruik, as jy vrymesselaars, 'n broederbond, want dan begin jy uitbeweeg uit die kring uit. Dis 'n liefde wat vir jou vandag sê, as jy die pad van die Here loop, gaan jy vir 'n paar ouetjies baie moet sê. As 'n liefde wat sê, ek het 'n familie vir jou, 'n geestelike familie, wat vir jou omgee. As jy een ding kan leer van Bethesda, dan is dit die plek wat ons sê is extended kruis. Dis die plek wat ons sê is 'n familie wat by mekaar kom. Dis 'n plek wat ons sê, daai wêreld daar buite beklei ons 24/7, maar as ons hier kom, is ek veilig. As ons hier kom, kan ek lag. As ons hier kom, kan dit lekker wees. As dit hier is, kan ek iemand vertrou. As dit hier is, word my oliekannetjie volgemaak. Maar as ek nog buite gebind is, aan ander geite, ander goede, ander vriende, laat aande in die bar, dan het jy hier die liefdestoets gedop. Dan het hierdie klein jakkalsie jou huis in vernietiging begin bring. Verleie is 'n liefde wat sê, ek ken jou vir wat ek by jou gaan kry. Verleie is daai liefde wat kom en sê, ek ken jou net vir die voordeel wat jy het. Jy sien baie Christene kom in 'n moeilike tyd van hulle lewe, en dan kom staan hulle voor. As jy ek gee my hart te lewe vir die Here, hulle trane, hulle is opreg. En dan kom hulle en die Here breek deur vir hulle.
En as hulle lewe weer reg is, dan roep die ander liefdes hulle weer terug. Waarvoor ken jy vir God? Om jou lang lys gebede vir hom te gee, te sê, Here, jy weet ek kort. Of jy by die liefde gekom, wat ons begin losmaak. Die volgende liefde is Zenia. Zenia is hierdie liefde van gasvryheid. Weet jy, as iemand hier inkom, dan kom hy in as 'n gelyke maat met my. As ek kom, ek verpes die titel uit my hart uit. Want ek is Kobus, hier so as jy in hierdie kerk is jy gelyk met die ou van jou, langs so sit. God is nie 'n aannemer van persoon nie. As ons daar agter koffie drink, dan is ons gelyk met mekaar. As ek 'n kerkraadvergadering het, is ons gelyk met mekaar. Hoekom? Want God het vir my 'n morele waarde gegee. Hy het gesê, ek is die hoof van hierdie kerk. Ek is die hoof in charge hier. En almal onder hom is gelyk. As jy nie aan hierdie liefde kan voldoen nie, as status nog vir jou belangrik is, as die voertuig wat jy ry vir jou nog belangrik is, jy werk om te doen. Want as jy by hierdie huis instap, is ons een en is ons gelyk. Kry ek 'n amen daar? Ag, prys die Here, ons laaste liefde, agapeo liefde. Ek ken jou vir wat ek vir jou kan gee. Die finale vrug van Christendom, die volmaakte huwelik, is 'n huwelik waarin ons mekaar wil bederf. Is 'n huwelik waar ons vir mekaar wil omgee. Is 'n huwelik waar ons vir mekaar wil sê, jy's special in my lewe. Doen dit net, en sien hoe wonderlik is jou huwelik. Doen dit met jou hemelse Vader, en sien die guns wat hy oor jou lewe uitstort. As jy hom verheerlik, gaan hy jou verheerlik. Hoor vir my, dis hoe God werk. Weet jy, sy seun kom, en hy sê vir sy seun, as jy vir hierdie mense sterf, gee ek hulle almal vir jou. En hy sterf vir hulle. En hy sê, Vader, weet jy wat, al die mense gee terug vir jy. En die Here kom en hy sê, nee, ons maak al hierdie mense deel van ons deur die Heilige Gees. En ons kerke begin hierdie konsep mis van wat is God, of wat is liefde. Ek wil vir jou vat, Openbaring 2 vers 5, dis die Efese gemeente, en hy kom en hy sê die eerste versie, ek het dit teen jou, jy het jou eerste liefde verlaat. En dit verstaan ons nou. Jy sien, soos wat ek met jou gepraat het die Here met jou gepraat. Want ek het gebid vanmôre in daai bidkamer, het gesê, Here, hoor, dat elke ou se geestelike oor open, sodat ek kan hoor wat sê die Gees van die Here vanmôre vir jou. En dis wat die boek Openbaring oor gaan. Nou kom lees aan versie 5, hy sê, onthou dan waar vandaan jy uitgeval het. So nou in hierdie lys wat ek vir jou gegee het jy ergens uitgeval. Hoe kom die Here en hy sê, jy het jou eerste liefde verlaat, maar in hierdie lys van liefde wil ek jou onthou van 'n paar. En nou kom hy sê, bekeer jou. Nou sê ek, Here, die preek van Kobus was, wauw, ek het my geslaan. Ek het bekeer, regmerk. Nee. Dis nie hoe dit werk nie. Weet jy hoe werk bekeer? Bekeer beteken 'n inkeer, eers hier binne. Hier binne wat ek sê, ek is skuldig. Nie my vrou nie, nie my buurman nie. Vader het in my gepraat, inkeer. Dan is die volgende een 'n omkeer. Maar ek is nog nie gered as ek sê ek het my rug op het gedraai nie. Dan kom ek terugkeer en ek begin loop na die punt waar ek moet kom. Hoor, wat is bekering? Is 'n inkeer. Dis 'n omkeer. Dis 'n terugkeer na wat? Na my eerste liefde. Hoekom? Want anders te kom ek en ek kom hierdie kandelaar verwyder. Wat is hierdie kandelaar? Dis die lig van die Heilige Gees. Hy sê, ek kan jou enige sonde vergewe. Ek kan jou 'n sonde vergewe teen die Vader.
Ek kan jou sonde vergewe teen die seun, maar ek kan jou die sonde teen die Heilige Gees nooit vergewe. En verlang verstaan ek dit nie. Verlang dink ek, dis die wat jy spot oor preek van tale, die wat jy spot oor dit. En toe kom dokter van Vieren, en dit was my 3de jaar, sê ek vir hom, ek verstaan nie hierdie ding nie. En hy maak dit vir my eenvoudig. Want dit is, die evangelie is so eenvoudig. Die Heilige Gees het met jou vandag gepraat. So waar is wat hy met my gepraat het. Wanneer jy ongehoorsaam aan hom is, gaan jy ongehoorsaam sterf. En kan jy nie die sonde vergewe word nie. Daarom, let fyn op die hoor en die gehoor van die Heilige Gees. Wat vanmôre hier binne jou kom sê, jy het 'n plek gemis, jy het 'n leemte, en ek wil met jou in die Heilige Gees, ons wil hierdie pad verder stap, nader aan mekaar. Amen. Kom ons sluit ons oë, en dan bid ons. Vader, U is hier die groot God van genade. Here, in die meting van ons, in ons konsep van liefde, het ons lankal agtergekom, ons het hier geval. Here, toe ons hier die woord oopmaak, hier die eenvoudige woordjie liefde, kom ons agter ons verstaan nie die volheid van wat U bedoel wanneer U praat van liefde nie. Vader, ons is bloedgewaste kinders vanmôre. Ons is kinders wat onsself proklameer met die naam van Christen wees. Vader, ek konnekteer my aan Christus gekruisig, gesterwe, wat opgestaan het, sit in die hemel, van waar hy gaan kom om te oordeel. Here, maar binne my vra ons vanmôre die vraag, hoe lyk my verhouding met U? Hoe lyk my verhouding met die Heilige Gees? Vader, hoeveel keer het ons nie U liefde vertrap nie? Elke oggend, Vader, wanneer ons opstaan, en in ons opstaan kan ons nie dankie sê nie, vertrap ons die kosbare geskenk van guns en genade. Here, vir my is dit vanmôre ernstig, dat ons nie weer by 'n begrafnisdiens kom, en ons te laat die beste kom bring vir mekaar nie. Dat ons van vanmôre af sal sê, ons gee ons beste vir die Here. En die Here gaan die vrug binne in ons uitbring, sodat ons die beste vir mekaar kan wees. Vader, het hierdie familie by mekaar gesit, sodat ons in mekaar se lewens kan belê. Here, waak daarom oor hoe ons tong gaan gebruik. Dat ons sal seën en nie vervloek nie. Dat ons die naam sal groot maak en nooit oneer by U voete kom neerlê nie. Here, vanmôre wil ons as 'n gemeente kom en sê, asseblief Here, ons gaan in 'n Pinkstertydperk. 'n Pinkstertydperk wat ons wil nie 'n TV Pinkster hê nie. Ons wil 'n aanraking van die lewende God hê. Ons begeer 'n verhouding met die lewende God. Vader, ons begeer dit wanneer ons uit hierdie gebou uitloop, dat Jesus saam met my loop, dat ek 'n pad met hom sal loop, dat ek sal wandel vir hom, dat ek 'n getuie vir hom sal wees, dat hy na my sal kyk en vir Satan sê, sien, dis my kind oor wie ek welbehaag het. Here, ons is so trots op U, maar is U vanmôre trots op ons? En ons wil kom en sê, Vader, vanmôre wil ons 'n inkeer, 'n omkeer en 'n terugkeer kom doen. Ons wil sê, Vader, nader en nader tot U vir ons elke oomblik van ons lewe. Vul ons daarom met 'n dankbaarheid en 'n opregte hart. Bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan afsluit met ons laaste liedjie.